altyd goed as ons woord kan sing. Hierdie kom uit die psalms uit, so sal ek die prys my hele lewe deur. Kan ek daarmee dit geskryf. Baie welkom ons oggenddiensies, as ek sien ons is bietjie uitgedink, daar's mense wat weg is, daar's mense wat bietjie vervoerprobleme het. Ons dink aan hulle, ons dink aan elkeen van ons gemeentelede wat nie lekker is, nie lekker voel nie, dat die Here hulle werklik sal aanraak. Amen. As mense stadig en vra om dit vir ons sal open met gebed, dan my vrou vir ons die woord is. Amen. Vader, dankie dat ons weer eens van die huis kan wees. Dankie dat ons ook kan sing, so sal ek die prys my hele lewe neer. Want ons weet in U naam is alles moontlik. Daarom kan ek net kom, ek wil hierdie diens na U toe bring, vra dat die een en elkeen van ons sal aanraak. Ons sal sorg en seën met dit wat U vir ons gestoor het. Help ons dat ons ore sal open, dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar daders. Alles wat ek af in die naam van ons verlosser, Koning Jesus. Amen. Ons is voorreg om in die huis van die Here te wees. In die vroeë oggendure, vanoggend en môre ek sê van ek het 'n droom gehad. Ek droom ons staan in die kerk en ons sing daar in die mensie is my soul. My Savior God to thee. En terwyl ons dit sing, werk die Here so deur. En vanoggend kom ons by die kerk en my ma is in die saal en sy sien pyn en my man het rugpyn en nou terwyl ek speel, begin my hande te kramp by my gewrigte en ek dink die vyand
raak en toe kyk hoe die dinge gebeur nie. Here sê partykeer net, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Maar die Here sê ek het dit doen. Hou net vas, hou net vas, prys. Ek is baie opgewonde om vanoggend die woord met u te bedien. Jy sal saamstem, dit is lekker om 'n profesie te kry, is dit nie? Dit is lekker as iemand na jou toe kom en die Gees praat jou en die Gees sê, so spreek die Here. Almal van ons het 'n smagting daarna as dit nie so nie. Dit is lekker om as iemand op die verhoor te staan, of as iemand iets vir ons aanbied te sê, die Here het my openbaring gegee, en ek gaan dit julle deel, is dit nie so. Het is lekker om openbarings te hoor, maar as die woord gaan blaai, ons blaai na Johannes 1 vers 1, as jy wat gaan bedien volgend nie, dan staan daar in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, is dit nie so. En bietjie verder vers 14, dan kom het, en sê die woord het tussen ons kom woon, hy het vlees geword, so my woorde, nee. Hy het vlees geword en tussen ons kom wandel en het die waarheid met ons gedeel. As ons dan in 2 Timoteus 2 kyk, 2 Timoteus 4 vers 2 kyk, dan staan daar, verkondig die woord. Amen. So verkondig Jesus. Hy sê ons moet aanhoudend doen. Houdend doen het tydig en ontydig. So as ons voel beteken heel geen nou is die tyd en is ook die tyd hoor. Verkondig Jesus. Hou vas aan Jesus. As jy ergens kom, deel Jesus. As ons in die kerk is, deel die woord. Dit is wat Paulus sê. Deel die woord. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Weerlee, bestraf en vermaan. So moet doen in die voortyd. Ons weet God is liefde, so ons moet doen met liefde. As iemand na jy toe kom, en sê, so spreek die Here, en dis net 4, dan sê die Here ons spreek oor. Ja, die Here praat met 4. Die Here gaan nog teken vir ons sê, hoor jy doen hierdie, doen jy verkeerd, jy moet nou reg. Want die Here sê ook daarna sê, en as jy dit doen, dan gaan ek my ander gesig gelede toe draai. Want dis wat die Here praat. Hy sal vir jou sê, bekeer jou van die verkeerde weer, anders gaan jy die tronk beland. Maar as jy jou gesig dan, as jy jou bekeer van dit, dan gaan ek jou help, ek gaan jou leerdra. Amen. Dit nou niks met my preek,
die woord het, kan jy oopmaak in Matteus 26 en ek gaan vir ons een van die bekendste gedeeltes in die woord gaan ek vir ons lees. Nie baie verse nie, net 3 verse, 3 kort verse uit die woord uit Matteus hoofstuk 26 uit. As jy die woord ooit lees, dis die kleinste interessant, deel het met die gesin, deel het met die kinders, deel het met die familie. Partykeer het kinders met hulle onskuldigheid uit 'n baie groter inspraak in die woord wat ons besef hoor. Matteus 26 van vers 14. Vers 14 sê, toe gaan een van die 12, dis een van die 12 disciples, dis een van die 12 vriende wat saam met Jesus gestap het, dis een van die 12 naby mense van Israel, vertrouwelike. Toe gaan een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee? En ek sal hom aan die oorlewer. En hulle het op 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom, as Jesus, oor te lewer. Gaan jy dit weer lees. Toe gaan een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee? En ek sal hom aan die oorlewer. En het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Tot so bly die woord uit. Maar soos ek gesê het, hier is een van die bekendste gedeeltes. En daar's baie te sê oor Judas Iskariot. Daar's baie besprekings, as jy gaan soek, kan jy uit elke oogpunt uit Judas Iskariot sien. Baie mense sê, hy het net probeer goed doen, deur om met die owerpriesters te praat. Hy wou Jesus net by die owerpriesters gekry het, dat hulle kon sit en uitpleis in die verskille wat daar is. Hy het nie bedoel om te verkoop basis, as ons so kan sê, of te verraai nie. Maar as ander mense wat sê, hy het spesifiek gegaan vir hierdie 30 stukkie silwer, of die 30 muntstukke wat hy gekry het, hy het spesifiek gegaan om Jesus te verraai, hy het nooit in hom geglo nie, hy het nooit van hom gehou nie, hy was daar om hom weg te kry. Hier is die uiterstes en ons baie tussen. Ek kan daar met u praat, ons kan 'n jaar se tema maak met Judas Iskariot en elke oogpunt wat daar was en elke siening wat daar was, maar wat gebeur het gebeur. Wat sy rede agter dit was sy rede, ons gaan dit nooit nou kry nie. As baie mense wat vra, is hy hemel toe of is hy hel toe? En hoekom, vir watter rede? Is hy hel toe omdat hy Jesus verraai het? Is hy hel toe omdat hy homself opgehang het? Het homself bekeer, na hierdie toe die muntstukke teruggegooi het, dalk het Jesus hom toe vergewe, dis nie vir my om te sê. En as mense wat die skrif uithaal, en sê, ja, dit sou beter gewees die dag dat ek nie gebore was nie, en alles wat swaar is. Ek gaan nie oordeel nie, ek slang in sy skoene. Maar wat ek wel vir jy kan sê, is hierdie gedeelte, is een van die, wat sy kornstuk, 'n hoekstuk, van iets wat moes gebeur het. Dis iets wat nie kon verander het nie, as dit nie hy was nie, sou dit iemand anders gewees het. Sy naam is net ongelukkig hier gekoppel, maar hierdie moes gebeur het. Maar wanneer ons in die woord kyk, is daar net 3 geleenthede waar daar van 30 sikkels silwer of 30 stukke of muntstukke silwer gepraat word, die gebeur. Wanneer ons 'n preek uitwerk, en ons van die Bybel, en ons soek iets, en daar's baie oor dit, is dit maklik. Want dan kan ons 'n klomp verskillende goeders daar uitkry. As ons byvoorbeeld sê, olie, ek wil olie, en dit olie, en is 180 verskillende gedeeltes in die woord wat oor olie gaan, baie maklik. Uit daai olie kan ek 'n klomp verskillende goeders gaan kry. As ek byvoorbeeld sê gebooie, is daar 153 keer, of 153 verskillende plekke. So is baie goed wat ek daarvan kan kry. Uit die Ou Testament, uit die Nuwe Testament, as mens hulle saam sit, beteken baie, maar as jy tik in, of jy intik, 30 silwer muntstukke is al een plek. 30 sikkels silwer soos wat hier staan, is al een plek. As mens dan 'n bietjie uitbrei en sê 30 silwer muntstukke, dan sal 2 van daai so saam maak 3. En almal wat nou slim geleerd het sê nee, 2 van hulle is aan mekaar verbind en die ander het niks met hierdie te doen.
Die derde is hierdie wat ons nou hiervan gelees het. Judas kom hier in Matteus 26 en hy gaan verkoop Jesus. Dis die waarheid. Hy gaan na hierdie mense toe, na die owerpriesters toe, ons sê, hy word verloor, maar verloor verkoop in hierdie situasie, hy het myself. Hy het gegaan en Jesus verkoop aan die ouens wat hom gesoek het. Hy het gegaan en gesê, wat gaan julle my gee dat ek hom oorlewer aan julle? Ek wil nie eens so vyand hê nie, jy man so vriend. En dink jy, Pieter gaan nou hier uit na die owerhede toe en sê, wat sal julle my gee, dan verraai ek daai kerk. Ek sê nie so Pieter, maar hierdie Pieter moet hy sit, want hy sit nie doen. En as hy dit wil doen, gaan die Here nou in sy hart werk, ek vertel Pieter, dat hy dit nie doen. Maar hier gaan een van die vertrouelinge, een van die binnekring mense, een van die bestuursafdeling. Ek dink ons is 11 bestuurslid. Ek sê maar daai een wat die 12 doen is, wat hierdie sou gedoen het is nie, hy bly nou weg. Maar een van die bestuursraadslede gaan en hy gaan sê, wat gee julle my om hierdie Jesus te vraag? Wat gee julle? En hy sê, okay, ons sal ons het 12 stukkies silwer gee. En in hierdie woord staan nie of hy getwyfel het, of hy geredeneer het nie, staan hy gesê, okay. En hy het gevraag. En dan staan in die woord van hierdie oomblik af, vandat hy die geld, ek het my die geld hierbij neem, vandat hy die geld gekry het, aan die genade kollekte sat jou achter, ek wil nie vir die nou wys dit werk. Want hierdie geld het nie iemand sy bankrekening uitgekom. Hier is nie geld wat ou van die straat afgebring het nie. Dis ook om hierdie gedeelte so kardinaal van toepassing is op mense wat binne die kerk sit. Vanaf die priesters, die ouens wat in die kerk sit, om 30 stukkie silwer uitgehaal het. En vir hom gegee het, gesê het, kom maar nie, wacht, kom Pieter, jy moet net die druk sit in die gelijke sak hier. Vanaf die owerhede, of die owerpriesters, vir hom 30 stukkie silwer gegee het. Van daar die oomblik af, jy kan sit in die tyd, gooi die gelijke sak. Die nou sit Pieter daar, gaan hy net 20 rand terugsit, gaan hy al 30 rand terugsit, gaan hy net 1 rand terugsit. Van die oomblik af, wat die leiers van die kerk 30 rand gegee, 30 stukkie silwer gegee, het Judas die geleentheid gesoek, om Jesus aan hulle oor te lewer. Die verkoopprys betaal. Dit wat hulle oor enige, hulle het nie gesê, hulle gee om aan, hulle het om die 30 stukkie silwer gegee. Dit is selfs nie een omdraaikans. Daar is nie een terugkomkans. So 'n bietjie verder in die woord, in 27, het hy berou gekry. Jy hoef dit nou te doen. Hy het berou gekry. En hy het gekom by die priesters en gesê, ek wil dit nie meer doen, hy het hom gesê, gaan weg, jy het klaar jou geld gekry. En hy is al stukkies gevat, en so die kerk ingegooi. En dan staan ek gaan en self gaan opmaak. As die skrifverwysing soek, Matteus 27 vers 3, het hy gegaan, en so 27 vers 9, het hy homself opmaak. Omdat hy die koning van die konings verkoop het. Omdat hy die een wat verlossing sou bring, verkoop het. As een van die woord het, maak asseblief nou oop in Sagaria 11. Sagaria, toe die laaste boek in die Ou Testament is my gelewe in die steek laat. Ek het my boekmerkies uitgehaal so. As iemand dit het, dan moet net vir my dit net bring of net lees. Ek wil net lees, ek graag saam lees. Dit is die tweede gedeelte in die woord waar gepraat word van silwer muntstukke.
Sagaria 11, kom ek het genoem. Julle is verstaan gekom. Sagaria 11 vers 12 en vers 13. Daarom sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee my dan my loon. As dit goed is in julle oë, gee my loon. En so in die lade dan staan, toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. 30 rand of 30 muntstuk het hulle vir hom gegee. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek hoofletter deur hulle gewaardeer is, die prys wat die Here van die leefskare aan gekoppel is, 30 stukkies silwer. En ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Hier is een van die profesieë wat gegaan het oor Jesus wat gaan kom. As jy die opskrif van hierdie gedeelte gaan lees, staan daar die goeie en die slegte herder. Die Here kom hier by een van die profete en hy laat dit afspeel vir hom wat gaan gebeur wanneer Jesus kom. Hy sê hier, gaan sê vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee my my loon, gee my wat my toekom, gee my wat ek betaal moet word, en as dit nie goed is, die los ons sommer my. En dan staan hulle gegaan en sy loon afgemeet 30 stukkies silwer. Weet nou die priesters aan hierdie gedink het, oor die 30 muntstukke afgeweeg het vir die verloder van die koning. Maar hulle meet die 30 stukkies silwer af en hulle gee dit vir Sagaria. En die woord van die Here, dis wat ek sê, dis so wonderlik as dit kom, die woord van die Here kom by hom en sê vir hom, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek, die goeie herder, gaan lees Johannes 10, waarmee ek, die goeie herder, die hulle plek, die hulle gewaardeer is, en ek het die 30 sikkel silwer geneem, en in die huis van die Here, vir die pottebakker gegooi. Hierdie profeet, wat hoor by die Here, kry God spraak. Ons profesie wat ons deesdae kry, en ek sê met alle respek en alle eerlikheid, is baie goed, en het kom van die Here af. Maar ek nog die hele profesie van die Here af gekry, en gesê, maak so, want dit gaan sin speel op die einde van dae. Ons het vanoggend iets gekry in die woord uit. Toe Glorie hier kom staan en hy vat my Bybel, en hy sê, Here, praat met die gemeente uit die woord uit. Toe praat die Here iets, wat nog gaan kom. Maar hoeveel van my en u staan vanoggend hier, of sit vanoggend hier, of luister vanoggend by die kamera, en dan sê, hoorie, maar die Here het my iets gesê wat ek moet doen, of iets wat in my lewe gaan gebeur, en dit gaan 'n sin speel wees van dit wat aan die einde van tyd gaan kom. Ek dink nie baie van ons nie. Maar hier praat die Here met Sagaria. En hy sê, dit wat jy nou gaan doen, gaan gebeur. En hy doen dit. En ons nou net in die Nuwe Testament, Matteus 27 gelees, precies hier, 26 en 27, precies wat hier gebeur. Iemand het gegaan en gesê, hoeveel? Hoeveel dink julle is hy daar? Sê jy, hoeveel dink jy is hy daar? Kom jy sê, hoeveel dink ook is hy daar? En hy sê, hy sê so van weg, hy sê, as het niks werk is, hoef nie my sê. En dan weer 30 stukkie silwer af. En hy vat het. En weer as het weggegaan en later te kry berou, die Here sê, gaan gooi dit terug vir die pottebakker. Gaan gooi dit terug vir die kerkhoofde. En hy gaan, en toe het hy al vat, en toe gooi dit terug. Dit moet ek nie gooi op my, hoor.
En ek sit in ons ry gister, ons het net so deur die Woltek gery. Gister net so klein bietjie. En ons deur die Woltek ry, ons nou nie diere sien, toe nou bietjie begin vervelig raak. Ons kry seker deur die Woltek, né? Toe sê ek vir my familie, hoor jy het julle gebeur, daar staan net 3 keer in die woord, die 30 stukkie silwer. Ons praat so, en ek sê, die eerste ding is dit, en die tweede is hierdie, en die derde ding is nou hier, in Exodus 21. As die woord het, ek daar gekoop maak. Exodus, Genesis, Exodus 21, nog vroeg in die woord. Exodus 21. Net na die 10 geworden. Exodus 21 vers 32. Staan, as die bees 'n slaaf of 'n slaafin stoot, moet hy aan hulle hierdie 30, kom ek lees die vers. As die bees 'n slaaf of 'n slaafin stoot, moet hy aan hulle hier 30 sikkels silwer gee. En die bees moet gestenig word. Wat jy weet is, hou nou in gedagte waarmee ons besig is. Daar staan, as die bees 'n slaaf of 'n slaafin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkels silwer gee, en die bees moet gestenig word. Dis die enigste 3 keer in die woord van 30 sikkels silwer van praat, en hierdie eerste gedeelte koppel niemand aan niks nie. Dit koppel net as jy 'n slaaf of 'n slaafin het, en 'n bees, as jy nou baie gedruk staan as hy met sy horing gaan gaffel. Nou as 'n bees jou regtig met sy horing gaffel, kan nie beweeg met bees. Staan, indien dit gebeur, dan moet die eienaar van die bees gaan, en hy moet 30 stukkie silwer vat, en hy moet gee aan die eienaar van hierdie slaaf, en sy bees moet doodgemaak. En Francis sê, het Judas vir Jesus gesien as sy slaaf? En hy het nie. Maar toe begin haar en ander wielietjies draai hoor. Ek weet nie as of eel het gehad het, die Here werk snaaks met my hoor. Ek het 'n gedagte en ek sit en dink aan dit, en dan kom daar so iets, en dan sal ek, as 'n ou draai wat inskop, daar's 'n ekstra raad wat net inkom, en dan begin ander goeders draai, en ek dink aan 'n verhaal wat ek gehoor het, en ek weet nie of ek dit al gedeel het nie, is nou baie jare terug, toe die busse in die stad nog betroubaar was, en met geld om betaal op die busse. En hierdie ou is 'n nuwe pastoor in die stad, en hy ry met die bus, en op 'n stadium klim op die bus, en hy betaal het, en die ou gee vir hom 5 sent klein geld te gee. Nou, vandag 1000 beteken nie baie nie, so kom ons sê, die ou gee vir hom 30 rand klein geld te gee. Hy gee hom 5 sent te gee. Die pastoor gaan, en hy gaan sit agter op die bus. Hy sit op sy sitplek, en hy dink by homself, Here, is net 5 sent. Hier het net 5 sent ekstra van my gegee. Gaan ek het vir hom teruggee, en het gaan swaar by die pastorie. Die pastorie gaan swaar. Hy sê, Here, ek hierdie 5 sent vat, en ek kan een melk gaan koop, of ek kan een brood gaan koop, en verstaan jy wat het is, ne? En hy sit agter in die bus, en op die 30 rand kan ek daarom een melk koop lees, kan nie een brood koop. As melk op special 30 rand is, kan ek melk koop. Hy sê, gaan ek die 5 sent hou, of gaan ek het teruggee? Gaan ek het hou? Het jy al van so'n situaties? Ja. Gaan ek het hou, gaan ek het teruggee? Gaan ek het hou? En dit kom al hoe nader aan die plek waar het achter. En toe hy opstaan, het hy nog steeds die besluit, gaan ek het hou, gaan ek het teruggee? En toe hy by die busdrywer kom, het hy nog steeds die besluit, en toe hy langs die busdrywer staan, toe vat hy die 5 sent, en hy gee het aan die busdrywer. En hy sê, ek my 5 sent te veel gegee. En die busdrywer sê, baie dankie, ek het as Christus gedoen. Ek weet as jy pastoor van daai kant, ek wil gesien het wat maak jy. En hy klim van die bus af, die bus ry, daai pastoor vol op sy knieën. En
hy sê, Here, amper verkoop ek hier vir 5 sent. Ons weet nie, wie gee vir ons iets, of iets, doen maar iemand doen vir ons iets. Om te kyk wat ons aksie gaan wees, of ek of nie miskien die Here gaan verkoop, vir 5 sent, of 30 stukkies silwer. Nou wat ek probeer is, hierdie 30 stukkies silwer, was nie baie gewees. Dit was 120 dae betaling vir huurling. So dit was 120 dae se minimum wage gewees. Dit was 120 dae se ouetjie wat jy kry om in die tuin weer te kom weg. En Judas sê dis genoeg. Ek sal verkoop. Ek sal verkoop vir 120 dae se minimum wage. 3 maande. Dit is my soos 'n CCS. Maar Judas gaan en hy verkoop Jesus vir 120 stukkies silwer. Nou ek het 'n interessante vraag vir julle. Die Judas regtig vir Jesus verkoop. Ons het nou gepraat oor sy gegaan. Hy het hom verloon vir 30 stukkies silwer. Hy het hom basies gaan verkoop. Dis nie waar nie. Stem jy saam met my? Ek gaan nie dalk skop, maar hy het nie Jesus verkoop nie. Het hy nou die priesters toe gegaan? Ja. Het hy hulle gesê, gee my wat julle kan? Ja. Het hy nou 30 stukkies silwer gevat? Ja. Het hy gesê, nou gaan ek hom verkoop, nou gaan ek hom uitlewer? Ja. Maar het hy Jesus verkoop? Nee. Want Jesus was nie verkoop gewees nie. Jesus het nie op aarde toe gekom om verkoop te word nie. Jesus het aarde toe gekom om te kom koop. Halleluja. Jesus het gekom en gesê, ek gaan julle met my bloed koop. Nou jy kan nie iemand wat gekom het om te koop, verkoop nie. Jy kan nie sê, Judas het vir Jesus verkoop nie. Judas het homself verkoop. Want as die mens iemand iets koop, as ek gaan en ek koop hierdie beker, dan kan ek met hierdie beker maak wat ek wil. As ek hierdie beker koop, verander hierdie beker se omstandighede. Hy gaan uit die winkel uit, hy kom na my huis toe. As ek gaan en ek gaan koop vir my 'n nuwe bakkie, dan verander daai bakkie se omstandighede. As ek winkel toe gaan en ek koop 'n brood, verander daai brood se omstandighede. Ek koop en verkoop die mense nie, so kan nie eens daai vergelyking maak. Maar wanneer ek iets koop, verander daai ding se omstandighede. Al gaan ek en ek gaan koop 'n museumstuk en ek kom hang op 'n ander museum, se omstandighede verander. Jesus het nooit verander nie. Maak nie saak wat gebeur het nie, hy het nie verander nie. Maak nie saak toe hy 70 disippels gehad het en almal loop, hy het nie sy storie, sy manier van aanbieding verander nie. Jesus was nie te koop nie. In Johannes 3 vers 16 staan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat gekoop is deur die bloed van Jesus, gered kan word. En nou praat ons van mense wat regtig gekoop is oor. Dis nie mense wat gekom het en gesê, nou glo ek in Jesus nie. Dan lees ek 'n vergelyking met Jesus vertel. Die vergelyking van die 10 maagde. Almal was maagde. Almal het gesê, ek is deur Jesus gekoop. Maar almal het nie olie gehad nie. Almal het nie die werklike, dieper waarheid van Jesus gesoek nie. Is jy werklik gekoop? Is jy werklik deel van daai groepie wat sê, ek gee alles vir Jesus. Gee my hele lewe vir Jesus. Dat eendag van hy terugkom, soos ons gelees het. Die woord met ons gepraat en die Here met ons gepraat en volgend. Hoe jy moet gaan soek net so miskien van my preek. Wanneer die Here sê, die bene van hulle agter wie hulle aangehardloop het gaan uitgehaal word. Die mense wat hulle agteraan gegaan het,
en gesê, ons maak julle groot, ons gaan bid julle, wanneer hulle been uit die graf uitgehaal word en op die grond neergesit word. Dan ons nie agter dit aan. En gaan nie wees soos mis vir die son wat oor ons gaan nie. En ons gaan nie weggedrywe word in die uiteindes van die aarde toe nie. Sodat die Here se voete kan bly. En ek kan nie moet seker maak ons is deel van dit. Ek kan nie moet seker maak waar die groot prys wat Jesus betaal het. Want weet jy wat? Elkeen van ons moet self dood van ons sondes. Maar hy het dood van ons sondes. En erger is dit, ons moet eintlik dood gemaak word vir ons sondes. En Jesus sê, kom en sê, ek koop dit. En as enig iemand ons stry en sê hulle, Jesus koop dit. As jy gaan kyk in Romeine 6:3, dan staan daar, want die loon van die sonde is die dood. Soos die huis toe ry, en doen 'n sonde, moet hy dit doodgemaak word. Maar Jesus kom en hy sê, ek sal dit betaal. Sê nie hoe Jesus nie verkoop kan word nie. Hy het gekom om my te koop. Hy het gekom om sy lewe te koop. Hy het gekom om aan die Ronel te koop. En Herman by hy sit, ja, seervoet, het gekom om te koop. En vir elkeen wat hier sit, en elkeen wat inluister, en elkeen het hy gekom om u te koop. Ja. Maar die oudste, wil die jongste, maak nie saak wat hy verkeerd gedoen het, hoor. As hy sê, Here, ek gee myself vir u. Dan sê Jesus, dit paid in full. Op die bladsy wat alles op geskryf is, paid, paid, paid. Ons sing 'n liedjie in die kerk en sê, one drop of blood can save my soul, can make my wounded spirit whole. One drop of blood can save for me upon the cross of Calvary. Dis nie verkeerd, maar weet jy wat? Hy het net 'n druppel bloed vir my gestort. As dit maar net so maklik was. As dit maar net so maklik was om te sê, ek sny nou my arm oop en elke druppel bloed wat uitdrup, daai is vir Tersius, daai is vir Ann, daai is vir Bram, daai is vir Annetjie, daai is vir jullie. Maar dit was nie so maklik nie. Jesus het gekom en gesê, ek sal sterf vir elkeen. Halleluja. En hy het vir my en elkeen van sy lewe in die kruis gegee. Sodat ons eendag sal ontmoet wees. Eendag daar waar halleluja soos donderslag gaan hoor. Eendag daar ons kan sien wat oor nie kan beskryf nie. Gedagtes nie kan opneem. Maar dan moet ons sê, Here, ek gee myself in totaliteit. Nie helfte nie, nie 'n kwart nie, nie 'n gedeelte nie. Mag die Here ons help om ons volheid, en volheid, en alles